Welkom terug. Radio vervolgverhale en radiodramas is so oud soos die radio self en word toenemend gewild onder luisteraars. Ons het gaan inloer by RSG en gesien hoe word Heuningbos, die vervolgverhaal wat op die oomblik uitgesaai word, opgeneem. Die krag van klank. Mense onderskat dit. Want met drama kan jy met jou byklanke en met jou stemme en jou akteurs kan jy 'n verbeelding skep by mense wat hulle nie by TV kan kry nie. Jy kan sit te luister in die donkerte van jou kamer, jy kan in jou motor sit te luister, jy kan op 'n berg sit te luister. En dit help om vir jou eie storie, jou eie tonele te skep in jou verbeelding. Die mense hou van 'n storie. En 'n storie moet een of ander emosie in jou wakker maak, of woede, of hartseer, of verlange, of een of ander iets. Jy gaan nie altyd almal tevrede stel nie, jy maak 'n emosie wakker nou. In 'n rolprente sien die mense jou gesig. En met ander woorde, jy moet die illusie skep met die eerlikheid wat miskien in jou oë gereflekteer word. Maar in radio, al wat die mense het is jou stem. En miskien 'n byklank of twee. So jy moet 'n hele werklikheid skep of 'n illusie van werklikheid skep met jou stem. En dit is 'n baie lekker uitdaging eintlik. En ek dink die groot aantrekkingskrag is dit. Jy hoor 'n stem of jy hoor 'n paar stemme met 'n voeltjies in die agtergrond of 'n wind wat waai of wat ook al. Maar die res van die prentjie skep jy in jou verbeelding. Met ander woorde, as jy die held se stem hoor, dan is daai ou 6'4" lank, hy gitswart hare, polsende blou oë, jy weet, dis 'n held, maar minimaal is dit ek, jy weet. Nou, dit is die wonder van radio en ek dink mense geniet dit omdat hulle hulle eie verbeelding gebruik om hulle eie wêreld te skep gebaseer op wat hulle hoor. Hoe het dit aan die brand geraak? Seker weer daai klomp boslappers. Nee, daar's 'n hele storie agter. Dis vir my baie lekker van radio. Die feit dat die karakters reël is. Hulle is egte karakters, jy kan met hulle identifiseer en ook jy kan met jou radio oral gaan. So jy's nie gebonde aan jou sitkamer soos televisie nie. Christel Webjuber, 'n bekende stem en regisseur op RSG, se pad met radiodramas het 21 jaar gelede begin, toe sy as student 'n tweede plek behaal het in die RSG Sanlam radiodrama skryfkompetisie. Sy het ook jare lank in vervolgverhale en dramas gespeel. Ek was genooi deur Bertha Leroux Waal, wat Emma in Sewende Laan gespeel het. Ek en sy het saam geswat en sy was toe in Blinkwater gewees en sy het my eendag gebel en gesê, "Hoor, jy wil nie saamkom nie, kom kyk hoe ons opneem en hoe radioteater werk." En ek het saam met haar gekom en ek sal nooit vergeet nie, Helena Hugo was die skrywer en regisseur van Blinkwater gewees en ek het in die green room ingestap, die ander akteurs ontmoet en toe sê sy vir my, "Wel, sy het vir my so 'n kort sinnetjie ingeskryf of ek belangstel om dit te doen." Ek sê toe ja, en ek sal nooit vergeet nie, ek was 'n kliënt in die klerewinkel gewees en ek moes een van die hangers afhaal en sê, "Ekskuus, het jy 'n groter nommer vir my?" Dit was my sinnetjie gewees. En sy het my 'n maand later gebel. Toe sê sy vir my, sy het vir my 'n rol geskryf, Melody Meinhardt in Blinkwater, of ek belangstel om die rol te doen. En natuurlik. En ja, ek het vir 3 jaar gespeel en dit is my so wonderlik. Richard van der Westhuizen wat nou in Heuningbos speel, was my stiefpa gewees in Blinkwater en by hom het ek verskriklik baie geleer. En dis hoe dit begin het en nou, hoeveel jaar later is ek regisseur. Wat ek die meeste van radiowerk geniet is die feit dat jy nie woorde hoef te memoriseer nie. En ek kom uit 'n paar lelike rolle uit. Jy weet, ek het 'n rol gespeel in 'n stuk met die naam van Andries Plak, wat ek bladsye dialoog moes memoriseer op 'n daaglikse basis. Ek was later bang om 'n koerant te lees, ek is bang om ek memoriseer die woorde. So dit is vir my baie lekker om nie die woorde hoef te memoriseer hier nie. Dit is soos 'n orkes. En ek is die dirigent wat moet sorg dat alles bymekaar kom. So jy moet dink aan byklanke, jy moet dink aan die musiek, jy moet dink aan die akteurs, hoe hulle die rol vertolk. En omdat ons alles gelyk opneem, moet jy sorg dat jy eintlik alles in gedagte hou. As die byklank te hard is, moet jy sorg dat dit bietjie sagter is, of as hy nie reg is nie, moet jy oorbegin. Elke karakter het byvoorbeeld 'n ander kar. Die een ry in 'n volksie en die ander een ry in 'n baie posh bakkie. En jy moet onthou wie doen wat. En ja, ek dink om kop te hou is die grootste ding en om seker te maak dat wat in die storielyn gebeur sin maak. Daar word in verskillende plekke in die drama-ateljee opgeneem om 'n spesifieke atmosferiese klank te kry, Christel verduidelik.
Hierdie word die dooie area genoem en dit is meeste van die tyd as ons buite opneem. Met ander woorde, as jy buite 'n braai het, of jy is op 'n boot, of jy is in die tuin, of waar ook al, dan is dit die ateljee waar ons te doen. Jy sal sien hier soos 'n klomp gruis wat op die grond lê. Partykeer is daar ook 'n sementblok wat ons gebruik waarop die akteurs loop, soos 'n tuinpaadjie. Die mikrofoon is net aan die twee kante lewendig, so 'n akteur kan nie hier staan nie, so hulle staan een van die twee kante. En hier is 'n mikrofoon waar ons die byklanke doen, waar as jy nou nodig het om 'n vuur te bou of so, dan is daar iemand wat dit daar kan doen. Maar dit is die dooie area, so enige buitetonele word hier geskiet. Wat vat jy so lank om die foon te antwoord? Dit het skaars 2 keer gelei. Jy het geweet ek gaan bel. Wat is dit? Hoe gaan dit met Anel? Wel, ek het aan haar karakter geneem en op die oomblik ry ons deur die passe. Hierdie is die filterkamertjie, kan mens dit noem. Ek noem dit sommer die telefoonhokkie, want dit is waar al die tonele opgeneem word as iemand aan die ander kant van 'n telefoonlyn is. So daar's 'n gesprek tussen twee akteurs, die een is by een van die ander mikrofone en dan die een wat aan die ander kant van die selfoon is of telefoon is dan hier. Hierdie is die screens en dit is die gedeelte in die ateljee wat ons opneem as iemand in 'n motor, in 'n vliegtuig of in 'n trein is. So enige klein spasie, gewoonlik 'n bewegende spasie, word hier opgeneem. En dan is hierdie die hoofmikrofoon en dit is eintlik die hart van die radioteater. Dit is al die binnetonele. Met ander woorde, as jy in die huis is, as jy in 'n saal is, as jy in 'n kerk is, enige van daai plekke wat binne is dit wel 'n groot plek, dan kan mens reverb van binne af insit, sodat dit klink asof dit 'n groter vertrek is. Maar weer eens, net aan die twee kante is die mikrofoon lewendig, so jy staan aan een van die twee kante, en dit is waar alles gebeur. Jy moet my net laat weet as jy 'n bietjie hulp nodig het, hoor, ek en my pa het so 'n klein besigheid, en ons kan dalk 'n paar randjies bydra. Glo my, ek sal op jou knoppie druk. Partykeer kry jy akteurs wat regtig baie spyt is dat hulle nie die ander akteur mag soen of druk nie. Ander kere kry jy akteurs wat baie verlig is daaroor. Maar hoe dit werk in radio is jy soen mekaar uit die hart van die saak nooit regtig nie. Jy gebruik jou hand. So jou hand word jou beste vriend en dit is afhangend van hoe intiem die soen is, afhangend van hoe intiem jy met jou hand omgaan. En dan natuurlik ook druk. As jy iemand 'n drukkie gee of so, dit word ook nie fisies gedoen nie. So jy doen dit ook van al twee akteurs se kant af op 'n manier dat dit klink asof jy as jy die persoon regtig druk. As jy gaan sit ook, jy gaan sit nie regtig op 'n stoel nie, maar jy moet daai kreungeluid maak asof jy gaan sit op 'n stoel. Baie maal kan die akteurs nie self hulle byklanke doen nie, omdat hulle op daai stadium regtig besig is en konsentreer op die teks, en dan is daar 'n ander akteur wat dit gewoonlik vir hulle doen. So hier sal jy sien is ons byklanke mikrofoon, so as ons eetgeluide soek, dan maak jy nou maar of jy eet, of as jy nodig het om water in te gooi, dan het jy 'n glas. En dit is nog baie interessant, koue water wat in 'n glas gegooi word, jy moenie dink dat jy dit kan doen en dat dit soos warm koffie gaan klink nie. Dit doen glad nie. So dit hang af van wat. As jy 'n wynbottel het waar jy moet drink, dit klink weer anders as byvoorbeeld hierdie beker wat gebruik word. En dan as jy 'n klomp goeders wat jy kan gebruik, hier is 'n ou telefoon. Dit is veral vir periode stukke wat ons doen, want het is nogal skaars om daai fone deesdae nog te kry. En dan is hier stoele waarop jy kan sit. Hier is 'n deur wat oop en toegemaak word. So baie maal sal die akteur wag, oranje flits word gegee en dan weet hy, okay, goed, hy kan oopmaak. Die sleutels hierbo as jy nodig het om die deur oop te sluit. Die deur word weer toegemaak. Dan is hier ook allerlei ander kassies, so as jy nodig het om te grou in die kombuiskas vir een of ander iets, dan is dit waar jy dit doen. Die deur word toegemaak. En dan ook die verskillende trappe. So ja, akteurs werk baie hard. Hier is staaltrappe, hier is houttrappe en hier is sementtrappe. En afhangend van watter geluid jy nodig het, is die trap wat jy dan gebruik. Gordyne wat oop en toe getrek word, as jy nodig het om dit te doen, dan is hier gordyne. Dit help natuurlik vir die klank ook, maar dit is hoofsaaklik daar vir byklanke. Ja, as ek met mense gesels, en dis partykeer die onwaarskynlikste mense. Dan sê hulle, wow, ek het weer vanmiddag 2:45 geluister na julle storie en dit is wonderlik. Dis nou mense wat op die langpad ry of mense wat skielik nie daai middag hoef te werk nie. En dis ongelooflik hoe baie mense dit is en mense wat jy glad nie kan glo wat na radio stories sal luister nie. Ons sal baie graag radiodrama
nie net 26 weke van 52 wil uitsaai nie. Ons beweeg daarna toe om dit weer elke week te doen, soos dit in die verlede was. Maar goed, geld is 'n baie duur ding. Gelukkig het ons nog geld en daar is ook 'n fonds, trustfonds wat RSG het wat spesifiek vir die ontwikkeling van drama en skrywers is, wat nie in besit van enige iemand anders as die trustees is nie. Radio het definitief 'n toekoms. Nie al die stories gaan op televisie opeindig nie. So mense wat tekste skryf met baie verbeelding het 'n groot toekoms eerstens. En dan ook die feit dat jou radio is oral saam met jou, in jou motor, by die huis. Jy wil nie altyd voor 'n televisie sit en na iets luister of kyk nie. So definitief. Heuningbos deur Anton Treurnig. Jy sal voel hoe jou kop gaan dof word. Jy gaan sukkel om te sien en jou longe gaan brand. Sê maar die pyn is nou weg, Victoria. Ongelukkig gaan jy nie weer wakker word nie. En almal gaan wonder hoekom Victoria Julie haarself in haar motor vergas het. Sy selfmoord.